Como pestam, o die parhemos Vader, onze Vader, dank u wel ook nou die geleentheid het om stil te raak en dat ons u boodskap kan luister. Dat het baie lekker om saam met u die Sabbat kan ingaan en meer van u te leer. En ons vra in Jesus naam. Amen. Kijk, goed, we gaan nou weer een muziek luisteren. Soniochtend, ek sien u hand, elke voetstap geleid, deur die genadige plan. Die wolke mag rol, die storme mag slaan, maar ek onthou u liefde, wat altyd bly staan. Dankbaar vir ander, ons bely, ons aan u stel. Ek vertrou op die toekoms toe. Ek staan van die staan. Zorg vir die kleinste, die is liefde vanaf die begin. Ons kyk terug na die glans, dit dra ons deur. Die toekoms blink helder sonder donkerte of skeer. Met u aan ons sy, geen rede vertrou. U het ons gedra, u sal weer vaststaan. Dankbaar vir vandag, vir die goedheid wat bly. U het ons gelei, hou ons aan die sy. Ek vertrou op u, ja, die verlede ons sien. Die toekoms so mooi, geen skaam, want u is daar. U stem was tevrede, soos in ons harte is in u teenwoordigheid. Van die eerste ligstraal tot die sterre se skyn. Ons sal sing van die liefde vanaf nou tot in ewigheid. Dankbaar vir vandag, vir die goedheid wat bly. U het ons gelei, hou ons na die sy. Ek vertrou op u altyd, die verlede vol seën, die toekoms so mooi, geen skaam. Want u is daar. Amen. Tyd soos hierdie so nou ons lees uit Ester 4:14 wat sê en wie weet of jy nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie tot 'n koninklike waardigheid gekom het nie. Nou, Ester, toe Morgia
hierdie woorde aan Esther gerig, het hy haar herinner dat haar lewe nie toeval was nie. Sy was nie per ongeluk 'n koningin nie. God het haar op 'n piek plek geplaas vir 'n piek tyd en piek taak. Nou, ek wil die storie vir julle 'n bietjie opsom. Nou, hierdie verhaal speel af in Persië land tydens die heerskappy van koning Ahasveros. Nou, hulle taal wat XES, dit is koning wat in die Bybel. Nadat die koningin Vashti, ja, P-A-S-T-I, haar pos verloor, maar as sy was verkeerd gedoen as 'n koningin, het koning haar uitgegooi, sy daar weg verloor, haar pos. Okay. Toe word 'n Joodse jong vrou, Esther, as die nuwe koningin gekies, sonder dat sy haar identiteit bekend maak. Dit beteken, identiteit beteken dat sy sê ek is 'n Jood of wat 'n land, maar niemand kan weet wie wat 'n nasie sy afkom nie. Nou, Esther se neer Mordechai ontdek 'n komplot, KOMPLOT, teen die koning en red sy lewe. Maar nou, komplot beteken geheim plan wat mense gemaak het, saammaak, want 'n plan is sleg teen koning. Nou, Mordechai het en betaal vir die koning. Nou, intussen bevorder die koning 'n man genaamd Haman. Nou, hy wat bevorder, wat kwaad word, omdat Mordechai nie voor hom buig nie. Haman wil hê, Esther se neef moet vir hom buig vir hom. Toe Haman beplan toe om nie net vir Mordechai nie, maar al die Jode in die ryk uit te roei. Hy beplan om al die Jode dood te maak. Nou, Mordechai vra vir Esther om in te gryp en te help. Alhoewel dit gevaarlik is om ongenooi na die koning te gaan. Nou, koning se wet sê, jy mag nie sommer toe koning nie. Dis koning se reël. Maar hy kan haar roep nooi, dan moet kom. Maar sy moet toe koning, maar okay. En toe sy het, okay, almal moes saam bid, 3 dae, pas en gebed, toe al die Jood, almal, almal moes saam bid vir Esther, omdat Esther, alhoewel dit gevaarlik is om ongenooide na die koning te gaan, kies sy om dapper op te tree. En sy het gegaan en vir die koning gevra om te nooi. En sy nooi die koning en Haman na die ete en openbaar. Uiteindelik
Haman se bose planne. So haar neef het beplan, hoor, vertel vir die koning, beplan om jou lewe op vernoot wou doodmaak. Die koning raak woedend en laat Haman te reggetel word. Beteken hy het opgehaal. Nou, die Jood kry toestemming om hulle self te verdedig en hulle oorwin hulle vyand. Nou, hierdie oorwinning word jaarliks gevier as die fees van Purim. P-U-R-M. So. Nou gaan die storie aan. Nou, diezelfde vraag kan vandag aan ons gevra word. Waarom leef ons nou in hierdie eeuwe in die slotte van die aardse geskiedenis? Dat beteken, ons leef nou nader aan die tyd. Nou, ons hier, hoekom? Net voor die wederkom van Jesus, nou vra. Dit is nie toeval dat ons in hierdie tyd gebore is nie. God het 'n volk wat hy geroep om 'n besondere boodskap aan die wêreld te bring. Die apostel hinder ons. Maar julle is die uitverkoren geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as 'n eiendom verkry om te verkondig die heiligheid van hom wat julle uit die duisende geroep het tot sy wonderbare lig. 1 Petrus 2 vers 9. Ons is nie net gered om gered te wees nie. Ons is geroep om te verkondig. Jesus se opdrag staan steeds vas. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Kom uit Matteus 28 vers 19. Die laaste boek van die Bybel beskryf 'n wêreldwye boodskap wat God voor die einde verkondig moet word. 'n Oproep aan elke mens op aarde. Openbaar 14 vers 6 en 7. Vrees God en gee hom die eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit is die laaste oproep van die genade aan die verlore gaande wêreld. 'n uitnodiging om terug te keer na die Skepper God. Wanneer die geskiedenis sy finaal toneel bereik, dit beteken die aarde finaal stop, sal daar uiteindelik net 2 groepe mense wees. Die wat gered is vir die toekoms van Jesus. Die tweede, en die wat sy genade boodskap verwerp het. Dan 2 groepe. Die wat gered is vir die kom van Jesus te kom. Wag, hulle nie
vir die wêreld en nie boodskap aanvaar baie tyd. Nou die vraag van vandag is jy persoonlik. Sal ek die roeping aanvaar wat God aan my gegee het? Soos Ester daai tyd staan alleen van onvandag voor die keuse. God het ons vir tyd soos hierdie geroep om ligdra te wees, om die evangelie te verkondig en mense na Christus te wys. Kies vandag wie jy wil dien en besluit of jy die hoë roeping van God vir jou lewe gaan aanneem. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons nie toevallig in hierdie tyd geplaas het nie. U het ons geroep om U lig in die donker wêreld te wees. Help ons om getrou te wees aan die taak, die werk wat U aan ons gegee het. Gee ons moed soos Ester gehad het, sodat ons U waarheid sal verkondig en mense na Jesus sal lei. Maak ons gereed vir die dag wanneer Jesus weer kom. Ons kies vandag om U te dien en U roeping te aanvaar. In Jesus se naam bid ons. Amen.